Goeiedag almal, as daar nou een vers in die Bybel is wat heeltemal verkeerd geïnterpreteer en verstaan word deur mense, is dit: die liefde bedek alles. Maar kom ons begin by die wonderlike, onbeskryflike agape liefde wat God vir elkeen van ons het. Daardie liefde wat geen perke of grense het nie. Dit is die grootste genadegawe wat die Here aan ons geskenk het. Dit is hierdie liefde, agape, wat ook in ons moet wees vir ons naaste, ons medemens, almal met wie ons daagliks paaie kruis op een of ander manier, want Jesus verklaar in Matteus 22 vanaf vers 37 die volgende. En Jesus antwoord hom en sê: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Maar kom ons fokus ten opsigte van jy moet jou naaste lief hê op hierdie vers, 1 Korintiërs 13 vers 7. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Wat beteken hierdie woorde, die liefde bedek alles? Dit is die Griekse woord stego, wat dui op die konsep van beskerming, soos wat die dak op jou huis jou beskerm teen al die elemente. Hierdie beskerming is uiters noodsaaklik. Dink maar net, wat sou jou huis wees sonder 'n dak, of sonder 'n dak wat stikkend is? Maar wat is dit wat die Here eintlik hier aan elkeen van ons wil sê as hy die woord stego gebruik? Die liefde stego alles. In elkeen van ons lewens is daar verskillende seisoene, en nie al hierdie seisoene is lekker of aangenaam nie. Sommige seisoene is uiters stormagtig, en indien ons nie beskerming, stego het nie, sal dit uiters moeilik, indien nie onmoontlik wees om suksesvol deur dit te gaan nie. Die Here sê dat agape is soos die dak van 'n huis, 'n bedekking vir jou. 'n Kind van God behoort soos die dak van 'n huis te wees, soos iemand wat baie naby aan jou is wanneer daar storms en probleme oor uitsak. Dan sal so 'n persoon soos 'n beskermende dak oor jou wees in tye van probleme en nood. Selfs in tye wanneer jy in die struik van sonde getrap het, sal so 'n persoon jou help. Hy sal jou beskerm en hy sal naby jou wees. Eerder as om jou sonde en swakhede openbaar te maak en met almal daaroor te praat, sal hierdie persoon wat die karakter van agape het, jou beskerm. Hy sal jou stego en hy sal jou help om uit die struik te kom, want agape liefde word geopenbaar in tye van storms en probleme. Die liefde bedek alles kan soos volg vertaal word: liefde bedek, beskerm, bewaar en verberg mense teen blootstelling in tye van probleme. Maar dink so 'n bietjie hieroor. Wanneer jy storms en probleme moet trotseer, wanneer jy dalk in versoeking sou val, is daar iemand wat jou met agape liefde sal bedek? Of sal dit uitgeblaker word vir almal om te weet? En dan jy, wat sien jy in die spieël van liefde bedek alles? Hoe lyk die dak van jou agape huis? Ag Here, help ons om te verstaan dat ons liefde vir mekaar bedek alles. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.